Ons sit ons reeks preke uit die tweede brief aan die Tessalonisense voort en ons lees vandag uit 2 Tessalonisense 2 van vers 1 af. 2 Tessalonisense 2 van vers 1 af. Die eerste 3 verse is dan ook ons teksgedeelte. En nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê, die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak of in 'n preek of in 'n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Daar eindig ons teksverse. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En julle weet wat hom nou nog teehou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou, moet eers uit die weg wees. En dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders, en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Geliefdes in die Here, Paulus se 2 briewe aan die Tessalonisense word dikwels tereg die wederkomsbriewe genoem. En albei hierdie briewe is die feit dat Jesus weer gaan kom, die deurlopende tema. Ons kan die eerste brief byvoorbeeld so indeel. Hoofstuk 1 gaan oor bekering en wederkoms. Hoofstuk 2 oor die apostel se diens en wederkoms. Hoofstuk 3 oor 'n heilige, sedelike lewe en lewenswandel met die oog op die wederkoms. En dan in hoofstuk 4 vers 13 tot 18 troos vir treurendes oor hulle wat gesterf het in die lig van die wederkoms. En dan laastens in hoofstuk 5 waaksaamheid en die wederkoms. En die tweede brief kan so ingedeel word: die finale oordeel oor sondaars met die wederkoms in hoofstuk 1, die tydstip van die wederkoms en die wettelose mens in hoofstuk 2, en dan die oproep om te bid en te werk in die lig van die wederkoms, hoofstuk 3. So saam met die profetiese rede wat ons in die evangelies kry, en 2 Petrus 3, en die hele Openbaringboek, vorm hierdie 2 briewe die hoofinhoud van wat God aan ons wil openbaar met die tweede en die finale koms van sy seun, Jesus Christus. Saam met die brief aan die Galasiërs
en die brief van Jakobus, is hierdie 2 briewe ook van die 4 oudste boeke in die Nuwe Testament. Dit is selfs voor die evangelies geskryf. En die 2 Tessalonisense briewe lig ons in en moedig ons aan om presies te weet wat God aan ons openbaar oor die wederkoms van sy seun Jesus Christus. En vanoggend fokus ons op dit wat hy aan ons wil bekend maak in die 2de hoofstuk van die 2de brief. Nou ja, ons het seker almal al voorheen gehoor en kennis geneem van berigte en beweringe dat die aarde binnekort sou vergaan, of dat die wegraping binnekort sou plaasvind, of dat die wederkoms en die eindoordeel nou op hande is. Maande voor die tyd lig die media ons gewoonlik in oor sulke beweringe. Tog daar nog niks gebeur nie. Wat tragies is van sulke gebeure is dat dit Christene is wat verkondig dat die einde van die wêreld aangebreek het. En hulle het kwansuis hulle voorspellings op die Bybel gegrond. Ander gaan so ver as om te sê God het direk met hulle gepraat. Ja, dit is so tragies dat 'n mens nie meer weet of jy moet lag of huil hieroor nie. Lag omdat dit so 'n ooglopende dwaase manier is om met die Bybel te werk. En huil omdat die Bybel so verdraai en misbruik word. Sulke voorspellings kom gereeld voor. Die Jehova getuies byvoorbeeld het al 'n rits datums voorspel wat vals is. Ook die 7-daagse Adventiste het al valse datums voorspel. Maar hulle is nie die enigstes nie. Onlangs het die gewilde sanger Dani Botha ook 'n datum voorspel wat gekom en gegaan het. En daarom gaan ons volgende opnuut vra, maar wat moet ons van die wederkoms van Jesus Christus glo? Wat sê die Bybel regtig? En ook, watter invloed behoort die wete dat Jesus op pad is op ons lewens te hê? Nou geliefdes, wat ons eers baie duidelik moet raak sien, is dat die Bybel ons waarsku teen dwaalleer oor die wederkoms. Paulus het al 2000 jaar gelede geskryf in ons tekshoofstuk, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van die Here al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit as God en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. Letterlik staan daar dat hulle nie in hulle verstand geskit moet word nie. Dis wat dwaalleer gewoonlik aan mense doen wat dit glo. Hulle word in hulle verstand geskit soos 'n gebou in 'n aardbewing geskit word, of soos wat 'n skipie op die stormsee geskit word. En so word hulle van die waarheid van die evangelie losgeskit. Gelowiges word dus gewaarsku teen misleiding met betrekking tot die wederkoms wat hulle geestelike ankers kan losskit. In vers 3 word die Tessalonisense opgeroep om hulle op geen manier deur enige iemand te laat mislei
met betrekking tot die aanbreek van die wederkoms nie. En die woord wat ons met mislei vertaal beteken doelbewuste optrede wat tot wanopvattings oor die waarheid lei. Geliefde, selfs in Paulus se tyd was daar al dwalings wat die ronde gedoen het oor die tyd van die wederkoms. Dit blyk selfs dat daar dwaalleraars was wat briewe geskryf het oor die wederkoms en dan voorgegee het dat hierdie briewe van Paulus afkom. En daarom doen hy 'n ernstige beroep op die Tessalonisense. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Dit is duidelik dat die tyd van die wederkoms al van vroeg af 'n gewilde onderwerp vir dwaalleraars was. Natuurlik moet ons gereed wees elke dag vir die wederkoms. En ons moet dit in hierdie sin enige oomblik verwag. Petrus skryf byvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 13: Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Deur Petrus bemoedig die Heilige Gees ons en moedig hy ons aan om verstandelik wakker te wees, om nugter te wees, om gefokus te bly en ons nie deur allerhande dinge te laat beïnvloed nie. Ons moet nou al ons hoop vestig op die genade wat ons deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. So Petrus sê dit is eintlik vir sy eerste lesers, maar ook vir ons, onthou, al kry julle nou swaar, Jesus Christus is op pad. En wanneer hy kom, sal julle deur genade die ewige lewe ontvang. Al gaan dit hoe swaar, of al gaan dit hoe goed, ons moet dit nooit uit die oog verloor nie. Jesus Christus kom beslis weer, en ons moet gereed wees daarvoor. Die eerste saak wat ons baie duidelik moet besef is dat niemand weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. In Matteus 24 vers 36 sê ons Here Jesus self oor die tyd van die wederkoms, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Ja, selfs die engele weet nie eens wanneer dit sal wees nie. Hoe sal 'n mens dit dan kan weet? As iemand dus verkondig dat hy weet wanneer die Here weer gaan kom, dan moet die rooi ligte vir ons begin flikker. Want die Bybel self sê, niemand weet nie. Ook nie eens die engele nie. En daarom waarsku Paulus ons ook so sterk in ons tekshoofstuk, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Paulus gaan voort om te verduidelik waarom die wederkoms nie so naby is as wat die dwaalleraars gesê het nie. Hy sê, voordat Jesus Christus weer gaan kom, moet daar nog eers 2 dinge gebeur. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. So dit wat Paulus hier vir die Tessalonisense skryf, is niks nuuts nie. Hy het dit al vir hulle gesê toe hy by hulle was. Maar hulle het dit seker vergeet. Want toe daar dwaalleraars onder hulle begin verkondig het
dat die wederkoms baie naby was, het hulle dit geglo en op loop gegaan daarmee. Soveel so dat sommige van hulle selfs opgehou het met werk en net vir die wederkoms gesit en wag het. Paulus herinner hulle egter daaraan dat hy vir hulle gesê het, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die groot afvalligheid en die verskyning van die wettelose mens loop natuurlik hand aan hand met die groot verdrukking waarteen ons Here Jesus ons waarsku in Matteus 24. So God herinner ons vanoggend in sy woord, daar moet nog eers 'n paar dinge gebeur voordat Jesus Christus gaan kom. Die laaste groot afvalligheid saam met die groot verdrukking moet plaasvind en die finale anti-kris moet nog sy verskyning maak. Opvallend dat Paulus nie sê dat die wegraping ook nog eers moet plaasvind nie. Hy sê dit nie, want die wegraping bestaan nie. As dit bestaan het, sou hierdie die ideale plek gewees het om te sê, dit moet ook nog eers gebeur voordat ons Here Jesus Christus weer gaan kom. Daarom gaan ons in 'n volgende preek by lewe en gesondheid aandag gee. So, wie is die anti-kris? Johannes sê in sy briewe dat daar al baie anti-kriste was, selfs al in sy tyd. En dat die groot finale anti-kris uiteindelik sy verskyning sal maak. Ja, die groot finale anti-kris sal die wêreld saam snoer in opstand teen God. Maar hy het nog nie sy verskyning gemaak nie. Paulus brei breedvoerig uit in ons tekshoofstuk oor die anti-kris wat eers geopenbaar moet word voordat die wederkoms sal plaasvind. Maar hy sê niks verder oor die afvalligheid wat ook eers moet plaasvind nie. Die rede hiervoor mag wees dat daar 'n volgorde van gebeurtenisse sal wees, in die sin dat die afvalligheid eers sal plaasvind en dan sal die anti-kris verskyn en sal die groot verdrukking 'n hoogtepunt bereik en dan eers sal die wederkoms plaasvind. En wanneer hier van die anti-kris gepraat word, is dit duidelik dat ons sal insien dat dit 'n mens is. 'n Mens wat geen ontzag het vir wet en orde nie. Meer nog, 'n mens wat geen ontzag het vir die wet van God nie. 'n Mens wat sal voorgee dat hy die Christus is. En tog is dit 'n blote, sterflike mens. Hierdie spesifieke mens, die mens van wetteloosheid, moet eers sy verskyning maak voordat die wederkoms sal aanbreek. In vers 3 word die anti-kris ook beskryf as die seun van die verderf. Hy is dus die seun wat sy oorsprong in die verderf het en wat ook op pad is na die verderf. In vers 4 brei Paulus verder uit oor die aard van die mens van wetteloosheid en word hy beskryf as die teenstander. Hier is dus sprake van kragdadige, vyandige teenstand teen God en sy kerk. Ook word die mens van wetteloosheid beskryf as die selfverheffer bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is. In dieselfde asem beskryf Paulus hom as die voorgeer dat hy God is. Ja, ons kan selfs verwag dat die anti-kris sogenaamd sal bewys dat hy waaragtig God is deur self in God se tempel te gaan sit as God. Die anti-kris sal dus nie skroom om hierdie lasterlike leuen dat hy God is wêreldkundig te maak nie. Hy sal dit willens en wetens aktief propageer.
Die anti-kris sal deur gruwelike misleiding sogenaamd demonstreer dat hy God is. Valse tekens en wonders doen. Daarom, geliefdes, laat ons nie skud deur enige dwaalleer nie, maar bly ons by God se woord en leef ons elke dag volgens sy woord. Paulus beskryf die wese en die optrede van die anti-kris baie duidelik, sodat die kerk hom sal herken wanneer hy verskyn en sal weet dat die laaste voorteken van die wederkoms vervul is. Die groot troos is wanneer die Here Jesus kom, gaan hy die anti-kris vernietig. Moeiteloos. Vers 8 sê, maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Ja, ons Here Jesus sal die anti-kris moeiteloos verdelg en met die asem van sy mond om tot niet maak deur die verskyning van sy wederkoms. Geliefdes, die tydstip van die wederkoms word hier dus geopenbaar as die tydstip van die vernietiging van die anti-kris. Hierin lê daar geweldige troos vir gelowiges opgesluit. Wanneer die anti-kris uiteindelik verskyn, het die gelowiges die troos dat die wederkoms nou nie meer ver is nie. En wanneer die Here kom, sal hy die anti-kris sommer maklik vernietig. Daarom kan ons vas staan in die geloof. Die tweede gebeurtenis wat nog eers moet plaasvind voordat die Here kom, is die groot afvalligheid. Hoewel daar nou reeds groot afvalligheid in die wêreld is dit nog nie die groot afvalligheid nie. Daardie tyd wat waarskynlik sal saamval met die groot verdrukking wat ook nog moet plaasvind voor die wederkoms kom, sal kerke en gelowiges nie so volop wees soos vandag nie. Ons is dus sekerlik op pad na die groot afvalligheid, maar dit is beslis nog nie hier nie. Paulus skryf egter in 1 Timoteus 4 oor die groot afvalligheid. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. En in 2 Timoteus 3 skryf hy hoe dit sal wees in die tyd van die groot afvalligheid. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, skryf hy. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. En geliefdes, dit klink so asof al hierdie eienskappe al vandag van toepassing is. En dit is, maar dit gaan nog erger word wanneer die groot afvalligheid plaasvind. Ons kan dus verwag dat daar eers 'n groot afvalligheid van die ware geloof moet plaasvind voordat die wederkoms sal aanbreek. As ons die eerste deel van 2 Tessalonisense 2 in een sin moet opsom, dan kan ons sê, die wederkoms van Jesus Christus sal nie plaasvind voordat die laaste afvalligheid plaasgevind het en die mens van wetteloosheid sy verskyning gemaak het nie. Geliefdes, hoewel hierdie dinge ontstellend is,
is God se openbaring van die wederkoms troosryk. Sommer in die eerste verse van die hoofstuk lees ons al iets baie belangrik en troosryk. Paulus skryf, en nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Paulus noem dit sommer maar so terloops, maar dis 'n baie troosryke gedagte. Die wederkoms van ons Here Jesus Christus is ook die tyd wanneer ons met hom herenig sal word. Dit is die tydstip wanneer hy by ons gaan aankom en vir ewig by ons sal bly. Die Griekse woord wat hier vir die wederkoms gebruik word, parousia, kan soos volg verklaar word. Dit is die sigbare aankoms en teenwoordig wees van Jesus Christus by sy mense met sy wederkoms vanaf die hemel aan die einde van die tyd, in heerlikheid, as regeerder, regter en magtige God, waarvoor sy mense voorberei het, en wat gepaard sal gaan met lofprysing en eerbewys, wat sy volgelinge met hoop sal vervul, en hulle omstandighede sal verander, deur hulle vir ewig te verlos. Dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus sal saamval met ons hereniging met hom, is ongelooflik troosryk. Ons kan ons nie voorstel hoe heerlik dit moet wees, dat ons dan ons Here Jesus van aangesig tot aangesig sal sien nie. God was nog altyd 'n God wat graag sy kinders by hom wil versamel. En God se ware kinders wou nog altyd net by hom wees. En op die dag van die wederkoms sal dit gebeur. Dan word ons met ons Here Jesus verenig. Maar om nou al te deel in hierdie troos, moet ons die dinge rondom die wederkoms reg verstaan. En daarom roep Paulus die Tessalonisense op tot die regte verstaan van die wederkoms en die hereniging van gelowiges met die Here. Al moet al hierdie dinge eers gebeur voordat Jesus Christus weer gaan kom, moet ons egter elke dag so leef asof hy vandag gaan kom. Want vandag kan my laaste dag op aarde wees. Hierdie week kan dalk my laaste week op aarde wees. En daarom sluit Paulus die hoofstuk af en begin hy die 3de hoofstuk met: So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word, net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense. Want die geloof is nie deel van almal nie. Want die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Daarom, geliefdes, laat ons nie van stryk bring deur dwaalleer nie, maar bly ons by God se woord. Leef ons elke dag volgens sy woord. Vervul ons roeping en wag ons getrou en gehoorsaam op die Here met opgewonde afwagting. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U in die groot genade hierdie dinge so helder en duidelik aan ons geopenbaar het in U woord. Lei ons dat ons nie deur enige dwaling losgeskit sal word
van die ware leer nie. Dat ons sal bly by die waarheid van u woord. Dat ons ook deur u versterk sal word om elke dag soos u kinders te lewe, vas vertrouend op die feit dat ons Here Jesus Christus weer sal kom, maar ook met die besef dat u nog vir ons genadetyd gee, genadetyd om die woord te glo en uit te dra. Daarmee saam wil ons ook vra dat u ons sal verlos van die bose, dat u ons sal volmaak van die Heilige Gees, dat ons ook elke dag hierdie blye evangelie sal uitleef en verkondig. Ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Liefdes, ons het in die preek gehoor dat ons met ons Here Jesus herenig sal word. Skrifbreuke 57 of 18:6 sing ons daarvan van wat dit beteken om met die Here Jesus herenig te word met sy wederkoms, die nuwe hemel. Skrifbreuke 57 of 18:6, al 15 verse. In vers 5, oorwinnaar sal ons alles erf en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Skrifbreuke 57 of 18:6, al 15 verse. Oh
ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.